Hallo julle, welkom hier by Lewende Woord Parel se aanlyn diens. Ons is hier by 6 Milstraat. Ons hoop julle geniet die diens en mag die Here julle seën. Herders op die open velden, het die nacht die enge koor, met die blije evangelie, uit die hemel aangehoord. Kom, loof die Heer, loof die Heer, loof die Heere God, in die hoogste hemelen. Kom, loof die Heer, loof die Heer, loof die Heere God, in die hoogste hemelen. Met al harte vol van vreugde, praat al van die Jesuskind, herder vir die mens op aarde, wat verdwaalde soek en vind. Kom, loof die Heer, loof die Heer, loof die Heere God, in die hoogste hemelen. Kom, loof die Heer, loof die Heer, loof die Heere God, in die hoogste hemelen. Here in die hoogste hemel, klink dit nou die wêreld weer. Liefde, vrede, welbehaag, daal in Jesus tot ons neer. Kom, loof die Heer, loof die Heer, loof die Heere God, in die hoogste hemelen. Kom, loof die Heer, loof die Heer, loof die Heere God, in die hoogste hemelen. Kom, loof die Heer, loof die Heer, loof die Heere God, in die hoogste Die Heiland is geboren, soos eeuwen reeds voorspel. Daar in die stad van Dawid word hy Immanuel. Met blye hemelkoor wil ons ook juich en sing. Ons Heiland is geboren, dis hy wat lewend is.
Family, baie welkom. Welkom by ons Kerssangdiens. As jy aanlyn inskakel, ek bid dat die Here jou regtig bless, dat hy jou seën in die Kerssangdiens, dat die Kerstyd vir jou en jou familie 'n plek van 'n tyd van verkwikking is, 'n tyd van hoop is, 'n tyd van liefde, samesyn, samehorigheid, unity, in die naam van Jesus. Here, ek dank U vir die families wat kyk, ek dank U vir almal wat weg is ook, en dat hulle veilig is, Here, daar waar hulle op die paaie is, dat U engele opdrag gee en gaande hulle. Here, dank U vir familiebande wat herstel word, dank U vir tyd saam as familie en gesinne, dank U vir die kosbare tyd. Here, ons vier U geboorte in hierdie tyd, ons vier U dat U ons gered het, in die naam van Jesus, amen. Amen. Ek love Kersfees, jy weet, daar is so baie opinies deesdae oor Kersfees, en is dit Bybels, is dit iets wat ingekom het met die pagan tye in die kerkgeskiedenis, is dit 'n katholieke ding, of wat is dit? Jy weet, ek wil dit vir jou baie vereenvoudig, ons vier net die persoon van Jesus Christus, en hoe jy dit doen, met wat se simbole jy dit doen, dis jou saak, maar vier die persoon. Retief Burger se bekende lied, nee, ons vier nie fees nie, ons vier liefde, ons vier the person, ons vier liefde. Kyk, ons is hier vandag in 'n literaanse gebou, ons so baie kerkgeskiedenis hier, en goeie goed en slegte goed, en op die einde kyk ek na hierdie gebou, en ek loop hier deur, en ek bid op 'n stadium, en ek vra vir die Here, hoekom so extravagant, hoekom so groot, hoekom die huiskerk, hoekom torings, hoekom miljoene rande spandeer aan 'n kerkgebou, en het is asof Heilige Gees vir my gesê het, dit is 'n simbool van die Here se liefde vir mense. Dis hoekom hierdie kerkie staan, want die Here het mense lief, want die Here red mense. Hier is die evangelie, dis hoekom Luther kerke gebou het, dis hoekom na die reformatie daar kerke ontstaan het, gereformeerde kerke. Hoekom? Want Jesus red mense verniet, want die evangelie is dit, dat die Here jou lief het, en gekom het vir jou, born to die for you, vir jou. Seker die bekendste Kers gedeelte wat jy al ken, ek en jy hoor dit al van ons kinders, as ek wil dit weer vir jou lees, is uit Lukas 2 vers 10, en die engel sê vir hulle, moenie vrees nie, want kyk, ek bring vir julle goeie tyding, van groot blydskap, wat vir die hele volk sal wees, dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is, die saligmaker, wat Christus die Here is. En dit is vir julle die teken, julle sal 'n kindjie vind, wat in doeke toegedraai is, en wat in 'n krib lê. En skielik was daar saam met die engel 'n menigte van hemelse leerskare, wat God prys en sê, eer aan God in die hoogste hemele, en vrede op aarde, in die mense 'n welbehae. Vrede op aarde. Daar is nou van vandag af 'n saligmaker, een wat vrede bring. Die Here word ook genoem vredevors. En die engel sê dan, vrede op aarde. Nie die gedagte van vrede, dit kom by my op, en ek dink by myself, wat is die vrede waar die engel van praat? Wat los die Here vir my en jou? Wat sy tipe vrede? Is dit die vrede van wêreldvrede, sonder oorlog? Is dit die vrede wat Jesus los? Is dit die vrede wat die evangelie inlei? Is dit die vrede van die koninkryk van die Here? En ons weet dis nie waar nie. Ons weet dis nie waar nie. 2000 jaar gelede is daai woorde gesê, en 100 jaar gelede, in die 19de eeu, 20ste eeu, is die meeste mense doodgemaak, wat seker nog ooit in wêreldgeskiedenis gedood is. Die Russe, 6 miljoen Jode gaan onder Hitler, sterf onder Hitler, Pol Pot maak mense dood in Kambodja, Lenin maak 14 miljoen plus Russe dood in Rusland, in China, miljoene mense sterf onder kommunisme. So ons weet vir 'n feit, die vrede op aarde waarvan die engel praat, is nie vrede onder mensegroepe nie, is nie vrede in die wêreld nie. Jy kyk dalk na die koerant en jy dink by jouself, wat 'n vrede? Wat 'n nonsens? Daar's nie vrede in die wêreld. Die wêreld is nou meer op die grens of die drempel van oorlog as nog ooit. Ek wil vir jou sê, die vrede, in elk geval, as iemand ooit sê, hulle gaan maak oorlog in die naam van die Here, dan jok hulle. Dit is 'n onwaar storie. Ek sê dit nou vandag vir jou. Daar's nie oorloë
wat die Here se stempel dra nie. Broer wat broer doodmaak is omdat daar sonde in die wêreld is. Die vrede wat die engel van praat is nie vrede op aarde nie. Miskien vra jy jouself af wat van vrede in jou hart, nê? Innerlike vrede, spirituele vrede. Miskien is dit die vrede waarvan die engel praat. Vrede op aarde. So van nou af voel jy goed en is jy reg en het jy altyd vrede. Ons moet by onsself verstaan dat dit ook nie die vrede is waarvan die engel praat nie. Die Here Jesus het self bloed gesweet. Die apostels na Jesus se opvaarding het gelei vir sy naam. Hulle is deur moeilike tye, daar was lyding. Hulle het nie altyd net happy-go-lucky, lag, vreugde beleef nie. Daar was intense tye. En ek wil vir jou sê, dalk 2022 was vir jou 'n intense tyd. Dalk dink jy by jouself, hierdie evangelie, wat het dit 'n effek in my hart? Ek voel nog net so mislik, ek voel nog net so kwaad, ek is nog net so sleg en depressief. Ek wil vir jou bemoedig, broer, ek wil jou bemoedig, suster, daar is 'n proses in jou, aan die werk, die Here is besig met 'n proses in jou, maar die vrede wat die engel van praat, is nie so dat jy ten alle tye reg en vol vreugde gaan voel nie. Dit mag daar kom, daar is beginsels vir dit, maar dit is iets anders. Die vrede waarvan die engel praat, is 'n baie spesifieke vrede, dis 'n vrede dat daar nou rus is, 'n vrede dat daar nou vrede tussen jou en die Here is, dat jou saak met die Here reg is. Ek sit vandag hier in 'n wit Lutherse kerk, nê. Dis 'n getuie dat daar vrede is, dat die Here vir my en jou nou reg gemaak het, dat daar vrede tussen God en die mens is. Want daar is vandag 'n saligmaker in Bethlehem, sê die engel. 'n Saligmaker, hy wat dit weer reg maak, hy wat dit weer salig maak. En hierdie realiteit is so intens, nee, die Here Jesus het werklik gewandel op hierdie aarde. Ek onthou sit ek op 'n stadium net, ek was my 3de jaar in my studies, ek sit in 'n NG Kerk en ek hoor hoe die kindertjies sing met 'n kerssangdiens. Al was ek nie daar nie, ek weet dit is waar. Die krib en Maria met die kindjie by haar. Dis of ek die engel die boodskap oorbring van Jesus se vrede wat harte laat sing. Al was ek nie daar nie, ek weet dit is waar. Die krib en Maria met die kindjie by haar. Dis of ek die engel die boodskap oorbring van Jesus se vrede wat harte laat sing. Van Jesus se vrede wat harte laat sing. Ek sit daai dag in daai NG Kerk, nee, en ek huil. Want 'n intellektuele man word so geïmpakteer deur die Here, word so deur sy gees oorweldig. Die Here verlaat die hemel. Jy geweet vir jou. Hy red jou, want hy het jou lief. Hy het jou nie net lief nie. Hy het jou nie net lief nie. Hy hou van jou. Hy wil by jou wees. Ek lees die ander dag uit en verskoon as dit 'n ligte lym is, nee, ek het gevoel om net met die familie te gesels vanoggend. In Matteus 13, hier is hierdie amazing gelykenis. Ek lees sommer die NIV uit. The parable of the hidden treasure and the pearl. The kingdom of heaven is like a treasure hidden in a field. When a man found it, he hid it again. And then in his joy went and sold all that he had and bought that field. Again, the kingdom of heaven is like a merchant looking for fine pearls. When he found one of great value, he went away and sold everything he had and bought it. En ek lees hierdie gelykenis en ons ken dit goed en ek het al die jare, ek dink, so enkelvoudig gekyk na hierdie gelykenisse. Dis soos 'n mens moet wees soos hierdie ouens, wanneer hulle die koninkryk ontdek, moet hulle alles verlaat en net vir dit gaan. Put first the kingdom of God and all these will be added to you. Dis hoe ek het verstaan het. Ek het gevoel, jy
jy moet gaan soos een wat 'n kosbare juweel ontdek en alles verkoop vir daai juweel, soos ons met die koninkryk. Ons moet alles wil prysgee vir die koninkryk en dit pursue. En die ander dag lees ek hierdie teks en Heilige Gees openbaar iets aan my. Daar's 'n ander dimensie aan dit en dit is, hy is die man met die veld. Hy is die landowner. Ek en jy is die juweel, ek en jy is die skat. En hy verkoop alles vir my en vir jou. Hy verkoop alles. Jesus, God self, God in glorie, raak 'n mens vir my en jou. Johannes sê dat hy 'n mens geraak het and that we beheld his glory. En hy verkoop alles. Hy gee alles prys vir my en vir jou. Born to die. Was hierdie great scene in die Nativity, wat ek gou vir jou wil wys, in die Nativity movie, nee, van so 'n paar jaar gelede, waar die 3 wyse mans kom na Jesus in die krib. En die een se woorde was so goed. Die een gee mirre. En hy sê, for his great sacrifice. For his great sacrifice. In hierdie seisoen, mag ons regtig sy offer en sy sacrifice vier. Mag ons hom besing, mag ons hom bedink, mediteer op hom, familie, mediteer op hom, want hy hou van jou, en hy het jou so lief, en hy het alles verkoop vir jou. Gold for the King of Kings. Frankincense for the priest of all priests. Gift of myrrh to honor thy sacrifice. Familie, vier mekaar in hierdie tyd. Ons gaan nou nagmaal doen. Ek gaan sommer ietsie op die bord vir jou sit om na te dink oor. 'n Tyd van 'n refleksie, 'n tyd van contemplation. Terwyl jy 'n broodjie breek, saam met jou familie, 'n sappie drink en die elemente geniet van die nagmaal. Sy bloed vir ons uitgegiet, want hy het alles verkoop. Sy liggaam vir ons gebreek, want hy het alles prys gegee vir jou. En vandag kan jy verklaar dat daar vrede is. Vrede in jou hart ten minste. Vrede in die wêreld, nee, nie altyd nie. Vrede in menseverhoudings, nee, nie altyd nie. Maar daar is vrede tussen jou en die Here. Daar is nie meer oorlog nie, daar is nie meer rebellie nie. Daar is nou vrede. Daar is vrede tussen jou en die Here vir ewig. Die Here seën jou. By your
He is for all mankind. We are each given a gift. The greatest of kings, born in the most humble of places. God, made into flesh. Gold for the King of Kings. Frankincense for the priest of all priests. A gift of myrrh to honor thy sacrifice.